Goed, goeiemôre almal. Baie welkom. Ons het vanoggend 'n doop van 'n babatjie hier en haar naampie is Zanel van Wyk. En vir die familie en vriende wat hier is, dit gaan 'n mooi dag vir julle wees. En geniet dit, dis 'n spesiale oomblik. Ons praat van mylpaal oomblikke, vanoggend 'n mylpaal oomblik in julle familie en gesin se lewe. Ek het in die week hierdie absoluut 'n pragtige gedeelte gelees. En ek gaan dit in die Engels lees. Psalm 31 vers 24. En dit gaan daaroor dat ons as mense op ons reis deur die lewe, elkeen individueel, is daar oomblikke waar jy regtig hulp nodig het, of antwoorde nodig het, of nuwe idees of oplossings nodig het, of dit nou met 'n kind is, of dit nou met jou besigheid is, of wat dit ook al is. En wat sê die Here? Behalwe dat hy by jou sal wees, hy sê, be brave, be strong, don't give up, expect God to get here soon. Be brave. Volgelinge van Jesus. Mense wat glo in die skepper van die heelal. Dis mense wat dapper kan leef. Dapper besluite moet neem. Be brave, be strong. Don't give up. Hoekom? Want jy expect God to get here soon. Verwag dat hy binnekort hier sal wees, om vir jou die idee of die oplossing te gee wat jy nodig het. En dan moet jy dit gaan doen. So, kom ons verwag dat die Here vanoggend hier sal wees, en dat hy op die manier soos wat net hy dit kan doen, vir elkeen van ons, baie individueel, baie spesifiek, die stukkie brood te gee wat jy en ek vandag nodig het. Kom ons verwag dit, en die gesindheid wat ons inneem, is dood eenvoudig, om stil te raak en dit te verwag. So, kom ons maak ons oë toe, haal ek 'n diep asem, laat stadigheid, en dan sit jy net so vir 'n oomblik, en laat die idee deur jou gedagtes gaan, dat die een wat vir jou lief is, wat jou gemaak het, dat hy by jou is. Here, ek bid vanoggend, en ek bid nou vir elkeen, wat met 'n kinderlike geloof, net gedagtes na u gerig het. Dalk 'n versoek, dalk 'n smeeking, dalk 'n dankie sê. En ek bid vir elkeen wat dit gedoen het opregtheid, dat u wat beloof het, dat u woord nooit sal leeg terugkeer na u nie. Dat dit baie spesifiek vanoggend vir elkeen bedoel sal wees. En dan bid ek ook vanoggend, Here, dalk anders as ander oggende, bid ek dat u met ons gelowiges sal wees. Ons wat sê dat ons volgelinge van u is. Maar so dikwels lewe eintlik so sukkelaars. Eenvoudig omdat ons nie glo wat u in die woord vir ons en van ons sê nie. En dan kry swaar, sukkel ons. So ek bid vir ons wat reeds glo, dat u vandag iets sal oopbreek en sal losmaak, dat ons die oorwinningslewe wat u vir ons beloof het, en wat 'n moontlikheid is vir elkeen van ons, dat ons dit sal gaan leef. Ek bid dat u regtig, Here, dat u sal kom en op 'n kragtige manier vir die gelowiges wat vanoggend hier sit, mense wat sê dat hulle reeds vir u volgelinge van Jesus Christus is, dat u iets anders in ons sal losmaak. En dat ons met die oortuiging en met die selfvertroue sal gaan leef wat pas
by kinders van die Vader. So gebruik jy woord, gebruik jy wanneer ons ook nou hier 'n klein babatjie, ouers gaan toewy aan u. Van nou af. Kom doen nie deur die Heilige Gees wat ons nie verstaan hoe dit werk nie, maar ons weet dit is 'n werklikheid. Kom werk dit deur die Heilige Gees in en deur ons. En dit bid ek in die naam van Jesus Christus, die een wat gekom het om vir eens en vir altyd te wys dat u mense liefhet. In sy naam bid is dit amen. 'n vraag wat ek baie gehoor het, 'n vraag wat ek self al baie in die verlede gevra het, en 'n vraag wat ek dink nou baie meer hoor as van tevore, is die vraag dat God sê dat hy my wil seën. Hy sê dat hy wil hê dat ek sy oorvloed sal beleef en ervaar, maar ek doen nie. Dis die vraag. Hoekom nie? Hoekom doen hy dit nie? Ek het nou al gebid, 'n gesmeek. Ek het nou al beloftes aan hom gemaak, as hy net die ding sal omdraai, maar dit gebeur nie. Inteendeel, sê mense, en ervaar self, sulke tye raak dinge eintlik erger. Jy verwag hy met jou seun, hy wil regmaak, maar dinge voel net of dit erger en erger raak. Hoekom help hy nie, as hy dit beloof het nie? Wel, God wil jou seën, en hy wil hê dat jy sy oorvloed sal beleef en ervaar. Dit het nie verander. Daar's 'n beginsel ding wat ons verkeerd verstaan. Daar's 'n beginsel wat ons nie reg interpreteer nie. En dis waar die probleem aankom. En waar dit vandaan gekom het, weet ek nie. Maar dit is so. God wil my seën in alles, verhoudings, beroepe, persoonlike lewe, jou gesin, finansiëel, maar daar's 'n beginsel wat ons verkeerd verstaan. So wat is die beginsel? God wil aan die een kant, wil hy jou seën. Oorvloedig in alle areas van jou lewe. Aan die ander kant van die beginsel, daar's 'n wisselwerking tussen hierdie twee, is dat ek en jy tree moet gee. Een tree beslag. Ons moet in aksie kom. Die oomblik wanneer jy in aksie kom, begin God se seën vloei. Dink so, dis logies. As God vir jou alles gegee het, alles was nou net maklik en lekker en wat ook al, hoekom moes jy geglo het? Hy was nie nodig om te glo nie. As jy alles in oorvloed die hele tyd net kry, alles is net, dan kan jy mos nie God se grootheid sien en beleef en ervaar nie. Wanneer sien en beleef en ervaar jy sy grootheid en sy almag en sy wonderlike liefde vir jou? Die oomblik wanneer jy in 'n moeilike situasie bewus word min of meer van wat jy dink die rigting is wat God jy wil laat gaan, en jy gee net daai eerste tree, dan sien jy hom in aksie. Dan ervaar jy sy liefde, werklik. Dit is logies. God seën nie passiwiteit nie. En ongelukkig as jy nou mense hier so baie besoekers vanoggend. Ek is nie bakleierig gedoen met meneer regtig. Ek dink nog hulle is dan redelik nice. Maar hier is 'n woord wat ons moet hoor. Ons almal, veral ons wat sê dat ons volgelinge van Jesus Christus is. Ons blameer vir God omdat ons nie aksie wil neem nie. En dis verkeerd. Dis verkeerd. En mag God jou en my help om na vandag, wanneer ons in situasies kom waar dinge vir ons moeilik is, dat ons deur dit sal werk, maar sal weet iewers moet ek 'n tree gee. Dis so logies soos dit.
Jy kan God blameer omdat jy nie werk het nie. Maar jy sal nie 'n werk kry as jy passief sit en niks doen. Dis logies. Jy sal nie goeie punte kry as jy nie leer nie. Moenie vir God blameer as jou punte sleg is nie. Moenie dink hy wil jou nie seën nie. Hy wil. Want jy aksie geneem. Moenie vir God blameer. As jy elke aand in jou woonstel sit en TV kyk en jy bid en soebat hom, laat my juffrou Hartenbos aan jou deur sal kom klop want jy teë Gali wil graag 'n meisie hê. Dit gaan nie gebeur nie. Nie as juffrou Popvader nie. My juffrou Popvader. Moenie vir God blameer nie. Jy moet iets doen. En dit gaan net nou by dit uitkom, dat jy vir God moet vra. Geef my die idee, geef my die oplossing, geef my die antwoord, sodat ek aksie kan neem. Dalk moet jy net gym toe gaan, ou. Kry net jou lyf 'n bietjie meer in orde. Gaan koop dalk net 'n ander baadjie of 'n ander hemp. Gaan drink koffie in 'n koffieshop. Kom net uit, neem net aksie. Maar solank jy niks doen nie, is die kanse baie goed. En God is vir ons baie goed. En hy help ons uit allerlei goedheid wat ons osself wil kry. Maar die beginsel is dat jy en ek moet aksie neem. Julle wat vanoggend julle babatjie gedoop het. God wil die kind seën. Natuurlik is dit sy groot begeerte dat sy 'n volgeling van hom sal wees. Julle as ouers wil graag hê, dit moet 'n kind wees wat haar plek in die lewe sal inneem en sal vol staan. Maar julle moet sekere aksiestappe neem. As sekere goed wat gedoen moet word. Anders gebeur dit nie. Dis 'n beginsel. Nie die beginsel word op 'n pragtige manier. Hierdie wisselwerking, hierdie twee goed. In Psalm 90 vers 17 sê, laat ons die goedheid van die Here ons God belewe. Jy sien dis seën, daar bid jy nou vir sy seën. Laat ons die goedheid van die Here ons God. Hy is ons Here, hy is ons versorger. Laat ons dit beleef. Laat ons met ander woorde leef binne in dit. Kyk wat staan nou hier. Dis nou verrassend. Hou die werk van ons hande in stand. Ja, die werk van ons hande hou dit in stand. Jy sien, daar is die aksie dan. God wil seën en hier is die aksie dan. Wat is die werke van ons hande? Dit is aksiestappe. Dis wat ons doen. God wil seën. So ons sou hierdie ding anders kon sê. Here, seën die aksies wat ek neem, sodat ek u goedheid kan beleef. Dis wat daar staan. Dis wat hy bid. Hy bid vir seën, vir oorvloed. En dan, waarvoor spesifiek bid hy? Seën die aksies wat ek neem. En dan sal hy. Dan sal hy. Wat dit ook al in jou geval vanoggend is. Ek dink dit is baie verkeerd. Mense sterker woorde eintlik kon gebruik het. Om te vra dat God passiwiteit moet seën. Ek meen, hy het dit baie beter gemaak as dit. Hy het baie meer vir ons 'n gedagte as om net te sit. Baie meer. Hy vra dat jy aksie sal neem, geloofstree, en dan sal hy jou seën. En daai woord kom reg deur die Bybel. Kan jy gaan lees? Ek het nou sommer 4-5 voorbeelde. Waar mense in moeilike situasies was. Van hulle is byna onmoontlike situasies. En wanneer ervaar hulle seën? Die oomblik wanneer hulle aksie neem. Daai vrou wat vir hoeveel jaar? 17 jaar, bloedvloeiing gelei. Sy het baie gebid, staan in die Bybel. En die dag toe Jesus by haar verbykom, toe beur sy deur die skare. Sy beur deur die skare. Dis aksie.
Dawid die dag toe hy die doodsakker instap. Alhoor jy klaar, aksie. Hy het ingestap, die ander het niks gedoen nie, passief gewees. Vir God gebid en gevra. Die oomblik toe hy aksie neem en in die doodsakker instap, klippe optel, sy slingervel, alles is aksiestappe. Wat gebeur dan? Dis asof daar sluise van seën en van oorvloed oopgaan. Moses gaan hakkelhulp praat met die Farao. Aksie. Gideon klim uit die parskuip uit. Niks kon verander voordat enigiets van hierdie mense wat wel vir God vertrou het en wat wel 'n verhouding met hom gehad het, niks kon gebeur voordat hulle dit nie gedoen het. Presies wat daar staan. Dawid so waarskynlik, toe hy daar begin hier van hierdie heuwel afloop, vir God gesê, Here, help my, ek glo U gaan my help. Want U het my, wat sê hy dit gesê? U het my gehelp in die verlede met die beere en die wat ook al in die leeu. Help my. En toe het God. Kan dit wees dat jy al jare wag op God se seën? Dat God se seën uitgestel bly in jou lewe, omdat jy nie die nodige en die regte aksiestappe geneem het. En hier is nou eerlikheid nodig. Eerlik voor die Here te gaan kyk na hierdie ding waar jy sy seën en sy oorvloed verlang. Het ek die nodige en die regte aksiestappe geneem? En jy sal agterkom, in elke geval, dat jy nie vir God kan blameer. Hy wil jou seën. Die seën word ontsluit as jy die eerste tree neem. Dan begin dit gebeur. Die titel van ons van hierdie boodskap vanoggend is entitlement. Nou as jy nou terug gaan kyk daar is dit. Meer. Entitlement, die definisie vir entitlement is dit. The feeling or belief that you deserve to be given something, such as special privileges. Jy glo, jy moet alles kry. Dis 'n siekte wêreldwyd. Mense wil net hê. Die lewe werk nie so nie. Die lewe gaan nie oor jou en my. Dit gaan oor dit wat gebeur deur my en jou. Die oomblik wanneer ons God genoeg vertrou en doen wat ons moet doen. En dikwels is die idees en die oplossings en die antwoorde wat hy vir ons gee, verskoon die Engels, maar is weird goed. Wat nie lekker sin maak. Soos Moses. Ek meen, Moses vlug uit Egipte uit. Die Farao is sy aanneempa. Hy hardloop weg daarvan. Nou moet hy teruggaan na die aanneempa en vir hom sê, luister, hierdie ouens wat al julle werk in Egipte doen, hierdie slawe, ek gaan vir hulle uitvat. En ek hakkel ook nog. Dikwels uit 'n hoek uit waar jy dit nie verwag nie. So moenie ontsteld wees, omdat jy nie die resultate of die seën sien, as jy nie in geloof een vir een tree gee. Moenie vir God blameer. Solank as wat jy passief sit, wat jou ding nou ook al vanoggend is, maak nie saak wat dit is nie. Dinge gaan erger raak, dit gaan nie beter raak nie. Dis hoe dit werk. So hoe gouer jy daai tree begin gee, hoe vinniger sal jy God kan begin loof en dank. Omdat jy in aksie gaan sien hoe hy vir jou sorg. Hoe langer jy sit in daai situasie, en dis dalk die rede hoekom jy al so lank daar sit, want vrees het jou oorval. Vrees verlam 'n mens. Want onthou, vrees is die slegste raadgewer wat daar is. En in elk geval,
het God ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, sê hy. Hy het ons dapper gemaak. Ons het die vermoë om dapper dinge te doen. Nie want ons so oulik is nie, maar want ons 'n wonderlike God het, wat ons reeds alles gegee het wat nodig is om gedoen te word. Ek en jy moet dit net glo. Moenie God blameer as jy nie jou gesonde verstand gebruik en solank as wat jy passief bly, moenie vir hom blameer. Ons is nie slagoffers nie. Ons is sterk. God het dit van ons gesê omdat hy ons so gemaak het. God wil ons seën en hy sal ons seën. Ons sal sy oorvloed ervaar wanneer jy beweeg. Want, sê die woord, wanneer jy beweeg, kom hy in beweging. En dan gaan jy dit sien. Die oomblik wanneer jy uit hierdie zone van entitlement uitkom en glo, sal jy idees kry vir die probleem wat jy het. Sal daar oplossings kom vir die probleem wat jy het. 100% gewaarborg, omdat God dit sê en dit beloof op baie plekke, en omdat ons die getuienis daarvan sien in die Bybel. Jy moet dit glo. Wanneer jy in die natuurlike wêreld aksie neem, sal God bonatuurlike dinge doen. Soos wat hy vir Moses gedoen het, en vir Gideon, en vir Dawid, en wie ook. Wel, dit is so eenvoudig soos dit. Dit is wat geloof is. En ons as volgelinge van Jesus Christus, mense wat glo dat God in beheer is, ons is die ouens wat dit moet glo. Maar dit is dit ons wat vir God blameer. Ongelowige hoef nie vir God te blameer, want hy glo nie dit bestaan nie. Maar ek en jy moet. En ons moet dapper goed doen. Ons moet besluite kan neem, ingrypende besluite moet ons kan neem. Wanneer God vir ons 'n idee gegee het, en hy sal dit vir jou gee. Levitikus, net laaste teksgedeelte. Levitikus staan daar. I will look on you with favor and make you fruitful and increase your numbers and will keep my covenant with you. You will still be eating last year's harvest, sien oorvloed, when you will have to move it out to make room for the new. Dis wat hy vir jou vir my wil gee. Maar wat het daar gebeur? Daar was aksiestappe, daar's goed gedoen. Mense het geglo, as ek saad in die grond sit, gaan daar 'n oes kom. Maar hulle moes dit plant, hulle moes aksie neem. En toe moes hulle oes. En toe seën God so, dat toe die nuwe oes kom, toe het hulle eintlik die pakplek. Volgelinge van Jesus Christus, mense wat glo dat God in beheer van ons lewe is en ons goedgesind is mense wat eerlik genoeg na ons probleme moet kyk, eerlik, rou eerlik, en dan begin praat jy met God af. Dan sê jy vir hom, okay Here, hier is die storie, jy weet dit. En ek weet, jy sal 'n oplossing gee. Ek weet nie hoe nie, maar ek weet jy sal. En dan glo jy dit. En dan kry jy min of meer 'n idee. En dan begin jy nadink oor die ding, en op 'n manier as dit 'n idee van God is, sal jy begin gemaklik voel met die ding, al is dit hoe ongemaklik vir jou aanvanklik. En dan gaan gee net een tree, net een. Want dis 'n ander probleem wat ons het. Ons wil die hele storie klaar uitgewerk het tot oor 3 jaar. Jy het ook nie geloof daarvoor nodig, hè?
Jy het geloof nodig vir nou. Gaan doen net dit. Vra hom om die idee te seën, die hande werk. En hy sal. En dan verwag jy die oplossing. En moenie dink dat my oplossing, my idee, my antwoord, dieselfde as joune gaan wees. Want daar is ook iets van geloof in. Dis amper of dit te maklik raak, te voorspelbaar raak. En God se liefde en sy antwoorde is net te veel kleure. Soos byvoorbeeld toe Moses die water moet oopgaan, moes hy sy staf op die water gesit het. Toe Joshua by dieselfde plek kom en toe sit hy nie sy staf nie, sê die Here vir hom, sit jou voete in die water. Wees sensitief, luister wat hy vir jou wil sê. En onthou, hy is jou goedgesind. Hy is lief vir jou. En hy wil jou help en hy wil jou seën. Jy mag nie na vanoggend langer glo dat jy is nou maar gemaak om te suffer. Want jy is nie. Jy is ook nie hierdie swak, patetiese, passiewe mens nie. Daar's vermoëns, goddelike vermoëns binne in jou. Dat jy nie 'n slagoffer langer sal wees nie. 'n sukkelaar. Jy het 'n God wat hierdie wêreld en alles gemaak het. Wat jou wil help. Maar jy moet die tree gee. Anders kan dit nie. Wat is jou storie? Wat is dit? Neem aksie. Doen iets. En as jy agterkom, okay, ek het nou te vinnig reageer, of ek het nou fout gemaak, dan sal hy jou ook help. Want hy ken die bedoeling van jou hart. Hy weet jy dit daai iets gedoen, omdat jy geglo het as hy jou help. Jy is voorberei soos Moses, soos Dawid, noem al daai ouens, was reeds voorberei gewees daai dag toe die tree gegee. Dawid was baie lief sê, hy het vir ure skaapwagtetjie, moes hy om sy tyd om te kry, sit 'n teiken gooi met sy slingeveld. En toe hy daai dag daar kom, is hy voorberei. Jy is voorberei vir waar jy nou is, of waar jy gaan kom. En dapper besluit moet jy neem. Hoe groter jou probleem, hoe groter sal die seën wees wat jy gaan ervaar. En ek gaan nou afsluit en ek het baie mooi gedink of ek dit nou moet doen. Want wanneer 'n mens persoonlike goed deel, mense hoor goed verskillend en interpreteer dit verskillend. En ek het vanoggend besluit ek gaan dit wel vertel. Al is daar een volgeling van Jesus Christus wat vanoggend by hierdie tent uitstap en sê as hy dit kon doen, kan ek dit ook doen. En dit maak van my niks 'n goeie mens. Ek is dankbaar dat God my op hierdie punt dit geleer het. En daarom kan ek die grootste oortuiging vanoggend sê, gaan doen wat jy moet doen. Jy kan. Jy is nie 'n sukkelaar. Jy sterk. Moenie dat omstandighede jou laat twyfel aan God se goedheid in jou lewe. Moenie vir God blameer as jy nie wil glo nie. En as dit nodig is, doen jy radikaal goed, nie onverantwoordelik nie. Praat met God. Gee my idee, gee my oplossing, seën die werk van my hande, sodat ek, nie dat ek 'n happy lewe kan hê nie, sodat ek die oorvloed sal ervaar. Hier is die storie. Ek is so dankbaar dat ek my passie, dit wat God my gegee het om te doen, soos vanmôre hier, om mense te probeer help, mense hoop te gee, sy woord te verkondig. Dis hoekom ek glo ek hier is, soos wat jy hier is vir 'n ander rede. En die gemeente sorg vir my finansiëel wonderlik. Genoeg om van te leef.
dan kom daarvoor. Maak dit omstandighede. Dit is so eenvoudig. Ek het 'n seun hy wat môre kom, in Londen studeer. Die geld, die wisselkoers is nou goed, maar die laaste 2 jaar, dit was verskriklik. So meer as die helfte van my salaris wat ek hier kry, gaan vir die mannetjies se studies. Ek weet in my hart, ek kan hom nie doen nie. Ek het daai tyd toe ek die besluit geneem het, het ek nog 'n ander inkomste gehad. Die Here weet mos nou. Hy weet mos nou wat hier aangaan. So ek het ook so gevoel, Here, asseblief, help nou. Ek kan nie langer so nie. Dit is verskriklik, Here, asseblief. En totdat ek dit vir hom gesê het, gee my 'n idee. Gee my 'n idee. En toe het hy my 'n idee gegee. En die idee mag radikaal klink, maar dit is nie. En dis die volgende. En dan sit jy nie met 'n ding vanoggend hier, wat jy geen manier het, hoe jy weet jy gaan uitkom. Jy vra vir God die idee, en dit gaan dalk soos vir Moses, 'n way out ding wees. Toets dit net so 'n bietjie. En dan gaan doen jy dit. So wat is die ding? Gemeente gee vir my genoeg, maar weens omstandighede kan ek dit maak. So ek bou tweede week van September. Dis die idee wat die Here vir my gegee het. Bou ek vir hier onder in die bos 'n houthuis. Aanvanklik was dit jy weet, veiligheid, en so jy deel dit met jou familie, die mense vir wie jy lief is. Jy bly praat met die Here en so aan. En soos wat goed begin jy 'n gemaklikheid kry oor dit. Moontlike probleme wat jy het of voorsien, gee die Here vir jou antwoorde. Is dit radikaal? Ja, dit is. Dalk vir julle nou, vir my nie. Ek weet dis die oplossing wat die Here vir my gegee het. Dan spaar ek daai hier elke maand. En die oorvloed van die Here in sy seën sal ek beleef. Om die waarheid sê, ons kan nie wag om hier in te trek nie. Want ons weet hier wag soveel seën vir ons in die bos. Dalk net die laaste. Toe ek weet nou die ding moet gebou word, hout goedkoop, baie goedkoop materiaal, baie sterk. Waar kom die geld vandaan? Maar omdat ek nou gesien het, die Here sal iets gee, sê ek vir Here, gee idee, gee oplossing. Ek kry verlede week 'n oproep. Iemand wat ek jare terug al ken, wat woonstelle geërf het, die geld moet belê word. Vra of my sal ek dit doen. Geld vir die boshuis. So sal God vir jou ook voorsien. Wat is jou probleem? Wat is die seën wat uitbly in jou lewe? Wees eerlik, praat met hom. Vra dat hy die werk van jou hande sal seën. En dan moet jy dit gaan doen. Dan moet jy dit gaan doen. Veral as jy sê dat ek glo dat God vir my lief is en dat hy wil hê dat ek sy oorvloed sal ervaar, dan moet jy dit gaan doen. Ek hoop, of ek bid, regtig, dat daar 'n groep mense vandag by hierdie tent sal uitstap. En hierdie beginsel sal begin leef. Sal gaan leef. Die beginsel van God wil seën, maar ek moet aksie neem. En daai groep mense sal op nuwe maniere die almag van hulle Maker sien, beleef en ervaar.
Jy sal jou eie storie hê. Op 'n manier dat mense nie sal hoor me, entitlement me nie. Hulle sal hoor, daar's een. En hulle sal hoop kry. Moet nooit ooit opgee. Jy is sterk. Jy's nie 'n sukkelaar gemaak. Jy's sterk. Moenie opgee. Wees dapper. Neem dapper besluite, dapper tree. En God sal jou seën. Soos wat jy vandag nie kan doen. Amen. Goed, ek gaan nou die seën uitspreek. En dan gaan ons hierdie lied sing. Hoe groot is ons God? En sing dit vandag. Sing dit. Sing dit. En die seën gaan so. Dis weer die seën van die Here. Toe die volk op pad is in die beloofde land en na die plek van oorvloed en van seën. Het die Here gesê vir Moses en Aaron, so moet julle die mense seën. En dis die seën vanoggend vir jou en vir my. En jy moet dit glo. Jy moet. Die Here sal jou seën en hy sal jou beskerm. Gee die tree na die beloofde land. Neem aksie en verwag. Die Here sal jou seën en hy sal jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn wanneer dinge regtig moeilik raak. En hy sal jou genadig wees. Hy sal nie toelaat dat iets jou oorweldig nie. Hy sal jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor. Vir al die gebede om idees en oplossings. Seën vir jou werk, vir jou hande. En wat sal gebeur? As jy agterkom, hy seën my, hy beskerm my, hy is my genadig, hy verhoor my gebede, wat sal gebeur? Jy sal sy vrede kry. Jy sal sy vrede kry. God seën jou. Amen.